Ons kyk vandag na die invloed van die bose op ons omgewing en ook op ons lewens. Dit is 'n verstommende gedeelte wat ons lees. Iets unieks gebeur. Die bose kan nie in voorwerpe wees, in bome en in klippe nie, ook nie in diere nie. Maar vir die enigste keer in die geskiedenis is hy vir 'n kort rukkie in diere gewees. Vir die eerste keer ooit. En kom ons lees Markus 5 van vers 1 af. Here, u woord is kosbaar, want u woord is u self, dis u stem, dis u lewe wat in die woord is. Ons huiwer nou as ons dit oopmaak, uit respek vir u, maar ook met opgewondenheid om u stem te hoor. Lei ons, Here. Amen. Ons lees Markus 5 van vers 1 af. Daarna het hulle oor kan die see in die land van die Geraseners aangekom. Net toe Jesus uit die skuit klim, het daar van die grafte af 'n man met 'n onrein gees hom tegemoet gekom. Die man het tussen die grafte gebly. Niemand kon hom selfs met 'n ketting vasbind nie, want hulle het hom al dikwels met voet en handboeie vasgemaak, maar dan ruk hy die handboeie uitmekaar en skop die voetboeie stukkend. Niemand kon hom baas raak nie. Hy was dag en nag aan die skreeu tussen die grafte en in die berge, en dan kap hy homself met klippe. Hy het Jesus al van ver af gesien en nader gehardloop. Hy het voor hom neergeval en hard geskreeu: "Wat het u met my te doen, Jesus, seun van God die Allerhoogste? Ek smeek u, in God se naam, moet my nie pynig nie." Want Jesus het vir hom gesê: "Onrein gees, gaan uit die man uit." Hy het hom toe gevra: "Wat is jou naam?" "My naam is Legio," antwoord hy hom, "want ons is baie." Die man het hom toe ernstig gesoebat, om hulle nie uit die landstreek uit weg te stuur nie. Daarna by teen die berg het 'n groot trop varke geloop. Die onrein geeste het hom toe gesmeek: "Stuur ons na die varke toe, sodat ons in hulle kan invaar." Hy het hulle dit toegelaat, en hulle het uitgegaan en in die varke ingevaar. Die hele trop varke van omtrent 2000 het op loop gesit teen die hang af, die see in, en hulle het versuip. Die wagters het weggehardloop en dit in die dorp en op die plase gaan vertel. Die mense het kom kyk wat daar gebeur het. Toe hulle by Jesus kom en die besetene en wie die baie gebooste geeste was, daar sit met sy klere aan en by sy volle verstand, het hulle groot geskrik. Die wat alles gesien het vir hulle vertel wat met die besetene gebeur het, en ook van die varke. Hulle het toe by Jesus daarop aangedring, om uit hulle gebied uit weg te gaan. Tot sover. Vers 15. Hulle het hom sien sit met sy klere aan, en by sy volle verstand. Ek is my lewe lank baie lief vir suiker. En toe ek amper 40 was, het ek besef, maar ek sal 'n plan moet maak met suiker. Dit is nie goed vir my nie. En toe het ek vir 20 jaar lank 'n verlore stryd gevoer, waar ek alles probeer het, maar ek kon net nie beheer kry nie. En tot ek omtrent amper 60 was, toe skielik het daar vir my 'n lig opgegaan. En nou, ek wil nie die detail daarvan vertel nie. Maar ek het iets agtergekom in daardie tyd. En dit is dat suiker, die suikerlus is geweldig sterk, maar hy is nie baie slim nie. Sien wat ek doen as die lus my oorval, en dit gebeur gereeld op 'n dag. Die ritueel was geweest, ek kom bys toe gaan, en dan kry ek iets lekker soets, 'n stuk koek, vir sjokolade of wat daar ook al mag wees. En toe het ek besef, ek sê, as ek die lus my oorval en ek kom bys toe gaan, dan sê ek, goed, kom ons gaan gou vir jou iets lekkers kry. En dan gaan kry ek vrug of grondboontjies, en dan kom ek weer terug. En die interessantheid is, as ek dit doen, is hy heeltemal tevrede. Vir so 'n halfuur, dan sê hy, "Hey, maar jy het my geflous, ons nog geen sjokolade geëet nie." Sê ek, "Skus, ons gaan weer." Kom ek daar en maak ek die yskas oop en vat 'n stukkie kaas of 'n neut of wat ook al. En dan is hy weer tevrede. En dit doen jy vir so 3 dae lank, en dan gee jy nie meer om nie. Hy is baie sterk, maar hy is nie baie slim nie.
En die bose wat in hierdie man gevaar het ons ook gesien, is baie, baie sterk. Hierdie arme man, wat sy leefplek was gewees in die begrafplaas, en daar het hy geskreeu, hy het nie maar net daar gesit nie, die Bybel sê vir ons, en dan verder het jy hom in die nag ver gehoor, sy stem weer galm in die berge, as hy skreeu. Hierdie man het homself vernietig, hy het nie geslaap nie, hy het homself met klippe gekap. Die mense van die omgewing het gedink wel, hulle moet 'n plan maak met die man, en hulle het die bose aan bande probeer lê. So hulle het sy hande in kettinge gesit en sy voete, maar dit het nie gehelp nie, die bose was te sterk, en hy het dit alles gebreek. En dan kom Jesus in hierdie man se lewe. En hoe sou dit lyk as Jesus so 'n besete mag probeer aanspreek? Hoe sou dit lyk? Hoe sou die geveg wees? Want jy kon sien as die bose van hom besit neem, dit is iets gruisaams. Hoe sou die geveg lyk? Dit is belangrik vir ons om daaroor te dink. Want sien, die mense het die bose verkeerd verstaan. Hulle het gedag dat jy die bose met mag kan beheer. Dat jy net die bewys dat die man boos is kan stop, as jy hom vasbind en hom verhoed om homself te vernietig of so te raas, dan is die bose weg. Maar dis nie hoe dit werk nie. Ons is nie sterk genoeg vir die bose nie. Sien, die probleem met die bose is, as jy hom toelaat in die man, beteken dit hy is aanwesig in jou omgewing. Die bose moet glad nie geduld word nie, hy moet heeltemal verdwyn. En deurdat hulle in die man maar net die man probeer verhoed het om te wys dat die bose in hom is, was die bose lewendig in hulle omgewing. Die bose teel, hy word meer, as jy hom 'n kans gee op een plek, brei hy uit. En daarom was hierdie boosheid nie net in die man gewees nie, hy was in die omgewing gewees. En die boosheid was in hulle besigheid gewees, in hulle siening van besigheid, hoe hulle met mekaar gewerk het en mekaar verneek het, hulle siening van geld, hoe geld vir hulle mag was. Hulle laat dink van mense wat nie geld het nie. Die bose was oral aanwesig gewees. En in ons lewe is die bose ook baie aanwesig. Sien, die bose manifesteer nie altyd soos in hierdie man nie, maar hy kan op heeltemal ander baie bruikbare maniere 'n reuse invloed hê. Ons bly langs 'n lokasie, plakkerskamp, en mens beleef iets van die bose daar. Iets van die manier hoe die mense leef, die raserigheid, die ongestruktureerdheid, die swak benutting van hulle tyd, dronk mense, mense wat swaar kry, mense wat glad nie kan lees of skryf nie. Dis alles hier. En in ons eie lewens is die bose op alle maniere, het hy 'n binnebaan, het hy amper 'n vrye hand. Deurdat die manier hoe ons tyd spandeer, is nie konstruktief baie keer nie. Ons doen nie verkeerde goed nie, maar ons doen eintlik niks nie. Of die goed wat ons lees, die goed wat ek met my selfoon doen. En nou dink ons dat ons die bose kan beheer deur goed te doen, om sy mag te breek. So ek sal sê wel, die bose gaan my kind beïnvloed, daai selfoon gaan hy verkeerde goed sien. So nou het ek allerhande goed wat ek op die selfoon sit, wat die kind verhoed om te sien, of ek verhoed om die selfoon te gebruik. En op daardie manier beheer ek nie die bose nie. Inteendeel, daardie goed boemerang. As ek daai beheer, daai polisieman wees oor my kind, of die mense onder my invloed ophou, dan skielik gebruik hulle dit. So daar moet 'n ander weg wees. Daar moet van die bose ontslaag geraak word. En hier sit waar interessant raak. Want ek was al by gruisame pogings om van die bose ontslae te raak. Mense hoor baie keer wel, hulle moet die duiwel uitdryf. Het jy dit al gesien? Dis nie vir sissies nie. Daar moet 'n ouderdomsbeperking op wees. In ons tradisie is dit nou nie hoe ons dit doen nie, maar ek het baie lekker saamgewerk met sendelinge uit ander tradisies. Sendinge, Swartman uit Afrika, ander een uit Ethiopië. En dan kom iemand te sê, daai persoon is van die duiwel besete, en dis iets om te aanskou. As hy, dis 'n vrou wat dit het, hy vat haar aan haar kop, en hy ruk haar kop, en hy druk sy vingers na haar ore, en hy draai haar kop, en hy skree na haar oor, en hy stamp haar weg. En terwyl ek dit al sien, sê ek vir myself, iets is fout, hierdie is die Here nie waardig nie.
En die ander een basies dieselfde. Hulle ken mekaar glad nie, hulle kom uit heeltemal verskillende dele, maar in hulle kerktradisie is dit hoe jy dit doen. En daarom dink mense baie keer, dit moet 'n dominee wees en dis net vir spesialiste, net sekere mense kan dit doen. Dis amper of jy die duiwel met meer mag moet stormloop as wat hy dit doen. Dis eintlik 'n omkering van hoe dit met daai man gelyk het, wat so besete was, wat met ketting vasgemaak is, en wat geskreeu het. Hier doen die een wat die duiwel uitdryf, omtrent dieselfde goed. Dis soos rituele wat jy moet uitvoer. Maar dis nie hoe Jesus dit gedoen het nie. Die bose moes onmiddellik uit. En Jesus het net ingestap en die bose moes wyk. Hierdie is baie interessant. Ek weet dit het my altyd baie gepla dat hy hierdie arme mense, onskuldige mense se varke in die see laat ingaan. Die feit is Jesus het nie die bose in die varke laat ingaan nie. Hy het net eintlik gewys hoe dom die bose is. Die bose het so ophou dink toe hulle in Jesus teenwoordigheid is, dat hulle die vreemdste versoek het, iets wat nog nooit in die geskiedenis gebeur het nie en nooit weer sal gebeur nie. Hulle vra, kan ons in die varke ingaan? Nou, Jesus het hulle nie ingestuur nie. Hy het eintlik net sy arms gevou en gesê, hierdie wil ek nie misloop nie. As julle dit wil doen, kan nie glo wat julle doen nie. Doen dit. Dit is hartseer eintlik om te sien waar daar die man is, want as jy besef dat toe daar die duiwels in 'n dier ingaan, wat 'n absurde gedrag daar die dier het. Hy het net een doel, hy moet so vinnig moontlik sy lewe beëindig. Hy moet net dood. En so vinnig as wat daai afdraande hulle kon dra, as hulle daar af in die see in, almal dood. Jesus het hulle nie ingejaag nie, dis nie Jesus se styl nie. Hy het net sy autoriteit gewys. Hy het net gewys dat waar hy kom, moet die bose wyk. En doen die bose die vreemdste, domste goed om net weg te kom. Sien, ons hoef nie die duiwel uit te dryf nie, ons hoef net met Jesus by hulle aan te kom, dan is hulle weg. Daar's geen snaakse rituele nie, daar's geen geweldig indrukwekkende geskreeu nie. Jy hoef net daar te wees. En in ons lewe gebeur baie keer dat mense dink, ons moet die bose ook nog verdryf, ons moet rituele uitvoer, ons moet plekke salf, en ons moet goed uitspreek, en ons moet die hoeke van ons huis gaan, ek het so 'n ding eenslag gehoor. Dit is totaal onbybels. In geen plek in die Bybel is dit die manier hoe dit gedoen is nie. Jesus teenwoordigheid was genoeg. As die Gees in my lewe is, wyk die bose. Die bose is die duister. Die Gees is die lig. Hoe verdryf jy duister? Hoe kry jy die donker in 'n vertrek weg? Moet jy eers kom met 'n groot graaf dit uitskep en met bakke dit probeer wegvat? Nee. Jy skakel net die lig aan. As jy die lig aanskakel, dan is hy weg. Hy kan nie in lig bestaan nie. En dis daardie analogie wat die Bybel het. Dis waar die bose kom. Hy is nie in God se liga nie. Hy kan nie bestaan waar God is nie. En hierdie is vir ons relevant, want die bose is op talle plekke in ons lewe besig. Nie soos in hierdie man nie, dit gebeur ook, maar doodgewoon deur ons as Christene net skielik ons standaarde te verlaag. Die manier hoe ons tyd spandeer. As dit nie die Here verheerlik nie, is die bose baie tevrede met wat ons doen. Of die manier hoe ons ons selfoon hanteer, hoe ons met mense werk, hoe ons oor geld dink. Hoe kry ons beheer oor die bose? Bloot deur die lig aan te skakel. Dit is so kosbaar as hierdie man, toe Jesus met hom te doen kry, toe verander al sy prioriteite. Hulle het hom nie herken nie. Hulle het die gesig gesien, maar sy optrede was vir hulle totaal nuut gewees. Hy is geklee, hy was altyd kaal gewees, klere aan, hy is by sy volle verstand. Hy kan sinvol met mense kommunikeer. Ons het dit nie gelees nie, maar ons het 'n ander keer daaroor gepreek, wat hy toe gedoen het hierna. As God verskyn, verander alles. En dis hoe ons dit doen. Ons verdryf die bose wanneer ons op die Here fokus. Dit is vir my baie kosbaar toe my ouers hulle lewens vir die Here gegee het. Hulle het nie 'n slegte lewe gehad nie. Maar 'n Sondag het beteken dat ons maar 'n bietjie geslaap het, ons maar in die tuin gesit en koffie gedrink en bietjie gekuier. Maar skielik toe hulle die Here ontmoet, toe gaan hulle Sondagmiddag gouer gaan slaap, dan het hulle altyd na iemand wat siek was toe gegaan, graag daar het na mense wat meer bejaard is toe gegaan, of hulle het saam met mense klein groep gehou, hulle Bybels gaan vat en net sommer saam met mense 'n stukkie gelees. Dit het hulle ander mense gemaak.
Hulle het anders kyk na hulle besigheid en na hulle verhouding. Die Gees het beheer oorgeneem van hulle lewe. En dis ons uitdaging. Soos die mense gewoond raak aan die bose, raak ons ook gewoond aan die bose. Jy kan nie glo hierdie mense was kwaad toe Jesus die man genees het. Dis hulle oorheersende reaksie. So wat hulle doen is om vir Jesus sê, gaan asseblief net weg uit ons omgewing. Sien, ons in die bose het half 'n verstandhouding. Ons verstaan mekaar. Die ellende hier in die lokasie, dis maar hoe dit is. Ons kan niks daaraan doen nie. En hoe ek my tyd spandeer, dis maar hoe dit is. En my gewoontes, drinkgewoontes, wat dit ook al mag wees, dis maar hoe dit is. Nee, nie as die Gees naby is nie. Die Gees verander dinge. So ons kan nie vir die Here sê, jy moet maar net een kant toe staan. Hierdie is 'n bekende wêreld vir ons nie. Die bose het geen plek nie. Ek verdryf die bose deur Jesus se lig in my lewe te kry. Sy woord in my lewe te kry, sy Gees in my lewe te kry, en dan is die bose weg. En dan verander my prioriteite, hoe ek my tyd spandeer, hoe ek met mense werk. Mag die Here ons help om die krag te besef wat in ons is, as Jesus in ons lewe is. Here, dankie dat U genoeg is. Dankie dat U al is wat ons nodig het. En wanneer U inkom, is dit so kosbaar om te sien hoe alles verander. Ons wil so wees. Ons wil aan U standaarde voldoen. Ons wil U in ons lewe hê. Dankie Here dat U gereed is om dit te doen. Amen.